Môre. Ons is vandag by 'n ou oom. Hy's 120 jaar oud. Sy naam is Moses. Vir 40 jaar het hy die high flying life gehad van die hof in Egipte. Het hy geleer van al die beste goeders en die beste delikatessens geëet. Was hy grand geweest. Die volgende 40 jaar van ouderdom 40 tot 80 moet hy vlug en hy gaan bly iewers in pas skape op. Goeie leerplek om 'n leier te wees natuurlik tussen skape, nee. Meer daaroor op 'n ander keer. Die laaste 40 jaar van sy lewe was dalk die moeilikste, waar hy moes die volk lei van Egipte na die beloofde land toe. En nou staan hy vir oulaas voor die volk, voor die gemeente en preek hy vir hulle vir 'n tweede keer. Deuteronomium. Deutero beteken 2, nomos beteken wet. Vir die tweede keer gee hy vir hulle wet en eintlik is dit 'n ou oom wat ek sien met so lang wit baard wat preek vir die gemeente en vir hulle eintlik een ding sê, maar 3 preke gebruik daarvoor. Hy sê vir hulle, ouens, julle moenie vergeet nie. Onthou. Hy gebruik die eerste 11 hoofstukke om vir hulle te sê, ouens, hier is die geskiedenis. Dis hoe God met ons die pad geloop het. Julle gaan nou in 'n nuwe land ingaan. Julle gaan nie weet hoe lyk dit daarso nie. Julle het gewoond geraak aan afgode aanbid, maar daar moet julle anderster wees. Die geskiedenis sê vir ons moet anderster wees. Jy's uitgesonder. Dan sê hy vir hulle in die volgende gedeelte by hoofstuk 26, sê hy vir hulle, ouens, julle moet onthou, daar's wette en reëls en regulasies en dis die manier hoe die Here vir ons wil hê. Julle moet 'n keuse maak vir hierdie goeters. Die geskiedenis sê wie sin julle is. Nou moet julle besluit wie sin julle is en julle moet 'n keuse maak en die laaste paar hoofstukke kan sê vir hulle asseblief ouens onthou net weer 'n keer. Interessant, nê? As hy hierso staan en hy kyk na hierdie mense, dan ken hy nie regtig die mense meer nie. Want die mense wat hier sit is nie die mense wat saam met hom uitgetrek het Egipte uit nie. Dis die volgende generasie. Dis daai mense wat dood is, se kinders wat hier sit. Dan sê hy vir hulle asseblief ouens, moenie soos jou ma en jou pa vergeet van God nie. Ons gaan hierdie nuwe land binne en is 'n splinternuwe keuse. Is so mooi. Deuteronomium 6. Hy sê hulle noem die Shema gebed, die hoor gebed. Hoor Israel, die Here is die enigste Here. En hy sê hierdie ding moet jy vir jou mense vertel, vir jou kinders sê, as jy op reis gaan, as jy by die huis bly, teen die deurkosyne, man, jy moet met lipstik in die spieël skryf, jy moet op jou Facebook profiel sit. Dit moet onthou, God is ongelooflik lief vir ons en ons behoort aan hom, aan niks of niemand anders te neem. En Deuteronomium, en ek het baie sad hoofstuk, 'n sad boek, want is sy tweede preek, maar is sy laaste preek. As hy klaar is met die preek, dan gaan hy dood. Dan hoor ons eers van hom dat hy weer begrawe word. So vir oulaas sê hy, asseblief ouens, moenie vergeet nie. Het julle al by ou mense gekom? Ouer mense? Ou mense, ek is 'n ou mens. Hulle kan ons lang stories vertel, want hulle is bang jy vergeet van waar hulle vandaan kom. Hulle is so bang oor hulle langtermyn geheue, die korttermyn geheue is gaan nie. Daar's baie min daarvan oor. Maar die langtermyn geheue, hulle kan onthou van die kinderdae. Moses sê, ouens, en ek dink amper soos 'n pa vir sy kinders, soos 'n oupa vir sy kleinkinders, soos 'n oupa grootjie vir sy agterkleinkinders, sê maar, asseblief, moet nooit van God vergeet nie. Suiderlig, dis Gerard se versoek vir julle, moet nooit van God vergeet nie. Julle moet onthou wie julle is, maar veral wie sin julle is. Genade ouens, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. God is crazy oor julle. En Moses moes dit vir sy volk vertel, en ek wil dit vandag vir julle vertel. God is crazy oor julle. Moet hom nooit vergeet nie. Onthou, om te onthou. Vertel dit vir jou kinders, en vir jou kleinkinders, en vir jou agterkleinkinders. Want Here, U het ons nog nooit gedrop nie. U hou ons vas. Partykeer voel dit vir ons of U ver is, maar dit lyk ons wat ver van U af is. Here, gee ons sal onthou. En onthou. Amen. 'n verskriklik lekker week en don't forget to remember. 'n lekker week, ons sien mekaar Sondag by die kerk. Cheers.